Ons lees die hoofstuk gasvryheid uit die alfabet van oorvloed en dit met die vriendelike vergunning van Lisette Marie. In ons kinders se grootwordjare het ons in 'n nywerheidsdorp langs die Vaalrivier gewoon. Wintervakansies was dit vir besoekers uit die Kaap 'n welkome halte op pad Wildtuin toe. Soms het 2 of 3 gesinne gelyktydig by ons oorgeslaap. Die erf was groot en die slaapplek genoeg. En dan was daar die rooi mat. Elke keer wanneer 'n motor met sy sleepwa of karavaan stilhou, het ons kinders die rooi mat baldadig vanaf ons voordeur dwars oor die plaveisel tot by die motor uitgerol. Die rooi loper wat my man teen 'n appel en 'n ei by 'n mathandelaar gekoop het die gaste gul ingenooi. Julle is welkom, kom binne, kom vertoef by ons. Ons huis is gevul met die vrolike lag en gesels van broers, susters, neefs, niggies, ooms, tannies en vriende uit loslid jong dae. Rondom die etenstafel is daar ou stories deur bobaasvertellers afgestof en blink gepoets, net soos storiemanne kan. En terwyl groot en klein verwonderd sit en luister, val die sorge weg. Rondom sop en brood en breedies word ons een groot familie, saamgesnoer deur die liefde en gemeensaamheid van ons eenvoudige bymekaar wees. Daar was altyd baie kinders, soms 10 op 'n slag, en vir ons seuns was dit pure Kersfees. Gewoonlik het ons skole eers na die Kaapenaarsin gesluit, en dan het die seuns gerieflikheidshalwe van die toetse en eksamens vergeet. Na skool het hulle saam met die jonger besoekers fiets gery, by die rivier gaan speel of tenniswedstryde in ons doodloopstraatjie gespeel. En saans het al die kinders in die kermisbed op die woonkamer se mat aan die slaap geraak. Die stemme van die groot mense 'n ligte dreuning in die agtergrond. Shona Nyquist sê in haar boek Present over Perfect onder meer die volgende: Ons streef daarna om dinge eers perfek te hê, voordat ons dit waag om ons huise deure oop te maak en gaste binne te nooi. En dis jammer, want dit is die verskil tussen gasvryheid en onthaal. Die een is 'n hartsding, die ander is gestileer. Ware gasvryheid laat mense beter oor hulle self voel, wanneer hulle jou huis verlaat. Daarom noem die skrywer Alexander Strauch gasvryheid liefde in aksie. En voeg by, gasvryheid lei altyd tot seën, vir sowel die gasheer as die gas. Jy deel jou leefwêreld met ander, en op jou beurt word jy verryk deur al die skakerings van seën wat hulle daarin dra. Dit is seker daarom dat die Bybel soveel klem op gasvryheid lê. Oral lees ons van mense wat ander innooi en bedien, en dan selfs daardeur geseën is. Toe die weduwee van Sarfat byvoorbeeld met haar laaste handvol meel en 'n bietjie olie in die erdekan vir Elia 'n roosterkoek maak, het die profeet aan haar gesê, moenie bekommerd wees nie. So sê die Here, die God van Israel. Die meel in die kruik sal nie opraak nie, en die olie in die kan sal nie minder word nie, totdat die Here laat reën het op die land. Aldus 1 Konings 17 vers 13 en 14. En in Genesis 18 word daar vertel van Abraham wat onwetend 3 engele by sy tente ontvang het. Hy het vir hulle water aangebied en toe 'n maaltyd voorberei. Daar's geen moeite ontsien nie. In Psalm 23 ontmoet ons die Here as die volmaakte gasheer. Net die beste is goed genoeg vir sy kinders. Hy ontvang ons soos 'n eregas. Hy rol die rooi tapuit uit. Hy nooi ons in en laat ons by sy feesmaal aansit. By hom is daar geen stywe formaliteite of afskeep aandag nie. Hy gee nie bietjies nie. Ons word oorlaai met hartlikheid. Dan sluit Dawid die Psalm so af: U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Dit is mos gasvryheid op sy heel beste. Dankie vir die saamkuier.
Ek deel Lizet se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat hier beskikbaar is.